Ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels en my vrou het ek gehoor, sy praat vanmôre van Palm Sondag. Weet u wat is Palm Sondag? Is u bewus van Palm Sondag? Amen. Hy sê die helfte is nie seker nie, die ander helfte sê ja. As u nie seker is nie en u wat ja gesê het, is ook nie so doodseker nie. Ek gaan vanmôre vir u so lekker vertel rondom Palm Sondag. Dis een van die dae en dis nou vandag is dit Palm Sondag. So Palm Sondag beteken dis die week voor Paasfees. Dis die week voor Paasfees, met ander woorde, dis die week voor ons verlosser se kruisiging. Dis die week voor ons verlosser se opstanding. Dis die week voor sy lydingsweek, met ander woorde, dit merk die aanvang van die week van sy passie en sy dood. Hoekom passie? Want ek wil vanmôre vir julle sê, Jesus het passie gehad vir ons. Hy het passie gehad vir die wêreld, want as hy nie passie gehad het nie, het u en ek vandag hier gesit en ons het nie geweet wat gaan van ons word nie. Weet jy dit? As Jesus nie deurgevoer het in hierdie lydingsweek wat voorlê nie, heilige week wat voorlê nie, wil ek vanmôre vir u sê, het ek en jy geen redding gehad nie. En daarom is dit vir my so lekker vanmôre om vir u te sê, Passie Sondag is hierdie heilige week wat voor ons lê. Dit is die passie van Jesus wat hy gehad het om deur te druk vir jou en vir my, om aan die einde van die dag te sterwe, sodat u en ek vandag die lewe kan hê en op te staan, sodat daar oorwinning vir ek en jou kan wees. En kom ons kyk so 'n bietjie dieper rondom Palm Sondag. As u woord saamgebring het, gaan ek vir u vra, kom ons lees uit die boek van Johannes hoofstuk 12. En ons gaan sommer daar na vers 12 toe ook. Johannes hoofstuk 12. Ons gaan kyk daar van verse 12 af. En die opskrif daar is die intog van Jesus in Jerusalem. Ons gaan kyk daar na verse 12. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. En hy het sy disippels egter eers nie, of die disippels, of dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het hulle bygeval dat dit die dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie tekens gedoen het. Ek lees vir u tot sover oor Palm Sondag. Broer en suster, ons sien dat op Palm Sondag hoe Jesus triomfantlik op die rug van 'n esel in Jerusalem inry. En ons sien ook en ons lees dat die woord van die Here sê dat hier was Jode gewees wat hom tegemoet gekom het omdat hulle gehoor het Jesus is op pad. En terwyl Jesus aankom, breek hulle palmtakke af en hulle gooi dit hier voor hom neer op die grond. En hulle roep Hosanna. Hosanna aan die seun van Dawid. Met ander woorde, hulle is bly Jesus kom hier Jerusalem in. So die Jode het gedink op daardie stadium, toe Jesus hier Jerusalem inkom, het die Jode gedink dis hulle oorwinning. Die Jode het gedink dis hulle bevryding, want hulle was op daardie stadium onder die Romeinse ryk gewees. Hulle was onder onderdrukking van die Romeinse ryk.
Met ander woorde, Jesus kom hier in Jerusalem ingery en die Jode dink maar hier kom hulle bevryder vanmôre, hier kom hulle koning vanmôre. En hulle dink dat hy kom om juis om hulle onder daardie verdrukking te kom bevry. Maar uiteindelik is dit die pad vir Jesus na die kruis op Golgotha. Uiteindelik, terwyl hy hier Jerusalem inry, is dit sy pad na die kruis op Golgotha. Die pad van Hosanna lei na die kruis van Golgotha in die week wat voorlê. Jy sien, hier is die mense en hulle roep uit, Hosanna, Hosanna. Maar eintlik weet Jesus dat dit is eintlik net die pad wat vir hom lei aan die einde van die week na die kruis op Golgotha. Mense het kom verlossing soek by Jesus. Hulle het gedink dat hy hulle kom verlos van die Romeinse ryk. Maar baie meer as dit het hy kom doen. Hy het hulle eintlik geestelik kom verlos. Die Jode het 'n koning verwag. Die mense van Jerusalem het 'n koning verwag, wat 'n politieke leier sou wees, wat 'n koning vir hulle sou wees. Hulle het gedink Jesus gaan kom oorneem daarin en Jesus gaan van vandag af vir hulle hierdie groot koning wees. Hulle het gedink hy gaan met mag en geweld kom regeer. Hy het gedink hy gaan hulle kom red van hulle onderdrukking van die Romeinse ryk. En dan natuurlik het Jesus al hierdie wonderwerke gedoen. So die Jode was baie bly geweest om Jesus te ontvang, want hulle het gedink dat hy nog 'n wonderwerk vir hulle sou kom doen, met ander woorde, om hulle te kom verlos van die onderdrukking waarin hulle was, en van hulle probleme. Maar kom ons kyk 'n bietjie mooi, wat was Jesus se doel met Palm Sondag? Jesus kom Jerusalem in op 'n donkie. Hy kom Jerusalem in op die rug van 'n donkievul, nederig, sagmoedig, met vrede in sy hart. In plaas daarvan om op 'n oorlogsperd te kom die koning van al die konings, Jesus Christus, nederig op die vul van 'n donkie Jerusalem in. Hy kom nie op 'n oorlogsperd nie. Weet jy wanneer sal hy op daardie oorlogsperd kom? In Openbaring sê dit vir ons baie mooi. Openbaring 19 verse 11 tot 15 sê vir ons dat Jesus met sy wederkoms gaan kom met 4 vlamme in sy oë, met 'n 2 snydende swaard wat uit sy mond uitkom. Hy kom op 'n wit perd aangery. Met ander woorde, wanneer Jesus weer kom met daardie wedergeboorte, dan kom hy op 'n oorlogsperd. Dan kom hy oordeel vel. Help die mense in daardie tyd wat nog nie by Jesus uitgekom het nie. U sien, nou kom hy op 'n donkie, nederig en sagmoedig. Nou kom wys hy vir ons wat is God se verlossingsplan vir die mense. Hy kom gee vir die mense nog 'n kans, want hy kom met nederigheid op die rug van 'n donkie. Ek wil vanmôre vir u sê, as hy weer kom, sal dit op 'n oorlogsperd wees. En weet die mense wat nie gered is nie. Maar nou kom hy, in Palm Sondag kom hy, in aanleiding tot Paasfees kom hy nederig, in die teenoorgestelde vorm, op die rug van 'n donkie. Hy kom sagmoedig, en hy kom nederig voor die mense. Hy kom dien, hy kom nie oordeel nie, hy kom dien. Hy kom wys vir die mense, wat is God se plan, is nie die plan van die wêreld. God se plan is nie 'n plan van oordeel, soos die Jode gedink het, hy gaan nou kom en hy gaan ewe skielik deur hierdie wonderwerke, gaan hy die Romeinse ryk kom vernietig, hy gaan hulle kom red van hulle onderdrukking. Nee, hy kom vir 'n ander manier. Hy kom vir heeltemal 'n ander plan. Hy kom juis sodat die mense gered kan word. Broers en susters, ek wil vanmôre vir jou sê, die skare mense loof hom, en hulle gooi palmtakke voor hom uit, terwyl hulle uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid. En hulle roep hierdie Hosanna uit, en Elna het eintlik baie mooi gesê, Hosanna
wat in die Hebreëus gaan vertaal word, sê, red ons. Hosanna, red ons, verlos ons. Met ander woorde, hulle ontmoet vir Jesus en al wat hulle kan vir hom sê is, red ons en verlos ons, want hulle dink hierdie koning kom om hulle te bevry van die onderdrukking. En in hedendaagse tyd, in moderne dagse tyd, het ons Hosanna gebruik as loflied. Wanneer ons uitroep in vandag se tyd, Hosanna, Hosanna, beteken dit loflied. Dit beteken prys hom, dit beteken halleluja. Maar in daardie tyd wat Jesus aangekom het, het daai Hosannas uitgegaan wat sê, Here, red ons van ons verdrukking, verlos ons van ons verdrukking. Ek wil vanmôre ook vir u sê, hulle harte, en hier is die harde saak vanmôre, hulle harte was verdeeld. Hulle harte was heeltemal verdeeld, hulle was net daar om te kom kyk wat Jesus weer vir hulle kan doen. En die woord sê, toe hulle hoor dat Jesus kom, was hulle almal vinnig daar. Ek wil vanmôre vir u sê, hulle het almal geweet dat Jesus 'n wonderwerker is. Hulle het almal van die dade van Jesus gehoor, selfs dat Jesus die dode opwek uit Lazarus, het hy opgewek. So met ander woorde, hulle is almal hier, nie omdat hy die seun van God is nie. Hulle is hier om te kyk, wat kan hy vir ons kom doen? Wat kan hy ons kom van verlos van? Wat se wonderwerke bring hy weer vandag vir ons? Daarom sê ek vanmôre vir u, hulle harte was verdeeld gewees. Hulle het nie God se seun verwag, die ware koning nie. Hulle het maar net kom kyk, wat kan Jesus vir hulle doen? Hulle ontvang hom as hierdie koning. Maar hulle harte was verdeeld, want ons ontvang jou as koning, en ons wil jou koning maak, maar ons wil hê, jy moet ons van die verdrukking verlos, deur jou wonderwerkende krag. Hulle harte was nie op God gewees nie. Hulle harte was gewees om, wat kan Jesus weer vir ons doen? Hulle het hom geloof met Hosanna, Hosanna, en net vir dit wat hy sou kon doen vir hulle. Want later aan in daardie week, luister mooi, later aan in daardie week, het hier dieselfde skare mense, wat nou uitgeroep het Hosanna, nie weer Hosanna geroep nie. Hier dieselfde skare mense, toe hulle agterkom, dat Jesus het nie gekom om hulle van hierdie Romeinse ryk te kom verlos nie, hy het nie gekom om vir hulle nog wonderwerke te wys nie, toe roep hier dieselfde skare, wat Hosanna geroep het, 'n week later, wat roep hulle? Kruisig hom. Kruisig hom. Jy sien, toe hulle nie kry wat hulle wou by Jesus nie, toe verander hulle weer, en die keer sê hulle, kruisig hom. Maak hom dood. En nou wil ek vanmôre vir ons vra, mense van hierdie wêreld vanmôre. Christene van hierdie wêreld vanmôre, kan hulle self vanmôre daardie vraag afvra. En ek is lief daarvoor om dit te sê, die Christene van hierdie wêreld kan vanmôre die vraag afvra, so 'n bietjie selfondersoek doen vanmôre, so 'n bietjie daardie hart deurgaan vanmôre. En hulle daai vraag afvra dat dien hulle ook nie dalk die Here Jesus net wanneer dit hulle pas. Dien die Christene wat met hulle monde Jesus bely, dalk nie partykeer net Jesus omdat dit hulle pas nie, en vir dit wat hy vir hulle kan doen. Roep ons mense ook nie net uit, Hosanna, Hosanna, wanneer ons in die storms van ons lewens sit nie. Maar wanneer ons in mooi weer van ons lewens is, dan spreek ons lewens 'n lewe van kruisig hom. Wanneer ons hom nodig het in ons lewens, dan roep ons Hosanna, Here, waar is U? Verlos ons, red ons. Maar in die week, aan lewe van die Christene, handel en 'n wandel en 'n spraakwyse, wat uitroep, kruisig hom. Kruisig hom.
Kinders van die Here kan nie op een dag uitroep, Hosanna, ons sing 'n loflied vir die koning van die konings. En dan in die volgende week deur ons optrede teenoor ander mense, deur ons optrede hoe ons praat met ander mense, hoe ons handel en hoe ons wandel in die week, roep ons gees maar in ons uiteindelik kruisig hom nie. Want dis wat ons doen. Dis wat ons doen elke keer wanneer ons hom net gebruik as 'n spaarwiel. Elke keer wanneer ons in die nood is, roep ons uit Hosanna, maar wanneer dit met ons goed gaan, dan skreeu ons kruisig hom. Het die tyd geword dat die Christen in hierdie wêreld so 'n bietjie diep delf in sy hart en begin kyk, dat is hy vir ons daadwerklik ook die koning van die konings, nie net vir die wonderwerke wat hy vir ons in ons lewens doen nie, maar omdat ons hom liefhet vir wie hy is as die seun van God, Jesus Christus. Palm Sondag is die begin van ons koning Jesus se pad na die kruis op Golgotha. Dit is die begin van sy lyding. Dit is die begin van sy verwerping deur die mense. Jy sien, want toe hy nie doen wat hulle verwag nie, toe verwerp hulle hom. Dit is die begin van sy opoffering, die groot offer wat hy vir ons, die wêreld, kom doen. Dit is die prys wat hy vir die mense sou kom betaal op Paasfees. En ek wil vanmôre vir julle sê, Jesus het goed geweet hy gaan sterwe. Hy het goed geweet hy gaan vir ons sondes aan die kruis op Golgotha sterwe. En nog steeds stap hy daardie pad met daardie donkie in. Hy kon enige tyd daai donkie gevat het en gesê, draai links, ek sien nie meer kans nie. Ek sien nie meer kans om vir 'n wêreld te sterf, wat in elk geval uitroep, kruisig hom. Ons lewe in 'n tyd, broer en suster, ons lewe in 'n tyd in hierdie wêreld, waar dit openlik 'n bespotting gemaak word van Jesus. Ons lewe in 'n tyd in hierdie wêreld, waar jy openlik opstaan en sê, hoor jy, ek is 'n kind van God, wat hulle jou behandel, asof jy niks werd is nie. En hy het dit goed geweet. Hy het goed geweet. En steeds ry hy met daardie donkie in. Ek dink hy kon op daardie stadium, daardie donkie, net daar omgery het en gesê, bring die oorlogsperd nou, laat ons nou klaarmaak. Maar hy ry daardie pad in, en hy weet wat daardie lydingsweek, daardie passie week vir hom, hy weet wat dit vir hom sou kos. En hy draai nie om nie. Hy druk deur, hy gee alles. Hy gee sy alles. Sodat almal wat in hom glo gered kan word. Sodat u en ek 2026 jaar later nog steeds kan sê ons koning lewe en sy naam is Jesus Christus. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17, God het nie sy seun in die wêreld gestuur, sodat die wêreld, of sodat hy die wêreld sal veroordeel nie, maar laat die wêreld gered kan word. Daardie dag op daardie donkievul het Jesus geweet. Daar is nog kinders 2026 jaar vorentoe, wat nodig het om sy verlossingsplan te hoor. Wat nodig het waarvoor hy moet sterwe in hierdie lydingspassie wat voorlê, sodat hulle ook gered kan word. Want daar is nog vandag kinders wat glo. Daar is nog vandag mense wat uitgaan disippels gaan maak van mense daar buite, soos die opdrag vir ons sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Hy druk deur, broer en suster. Palm Sondag vra elkeen van ons vandag, en dis die harde vraag, dit vra elkeen van ons vandag, gaan ons ook net Hosanna roep, wanneer dit ons pas? Of gaan jy jou lewe volkome oorgee aan hom,
en hom erken as die koning van die konings en die Here van die leerskare, selfs wanneer hy nie doen wat jy verwag nie. Gaan jy hom nog steeds prys en loof en Hosanna roep, al doen hy nie daardie wonderwerk in jou lewe nie, want hy is God. Of wanneer hy daardie wonderwerk nie verrig nie, gaan jy hom verwerp en omdraai en uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Ek wil afsluit vanmôre. Jesus kom vandag nog steeds na ons toe. Hy kom nog steeds na ons toe elke dag en die keer kom hy nie op die rug van 'n vul nie. Hy kom deur sy Heilige Gees na elkeen van ons toe. En hy vra nie van ons applaus nie. Hy vra nie van ons om uit te roep, Hosanna, Hosanna, en palmtakke te gooi nie. Hy vra nie van ons skynheiligheid nie. Hy vra van ons onverdeelde harte op hom. Hy vra opregte harte op hom as die koning van die konings. Toe Jesus in Jerusalem ingekom het die skare gedink, hy kom om hulle onderdrukking weg te neem, en hy kom om wonders te doen. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hy het gekom om saam met ons deur die onderdrukking te gaan. Hy het gekom om saam met ons deur ons pyn en lyding te stap. Hy het gekom om die kruis te dra, sodat ons gered kan word. Hy het gekom om te sterf en om op te staan, sodat ons kan lewe in oorwinning. Sodat ons kan heers oor ons omstandighede. Sodat ons nie weer geonderdruk hoef te word deur 'n situasie of 'n omstandigheid in jou lewe nie, want jy's meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus, wat jou die krag gee. En daarom verstaan hy vanmôre elkeen van u. Hy verstaan vanmôre jou seer en hy verstaan vanmôre jou pyn en hy verstaan vanmôre jou hartseer. Hy ken die stryd waardeur elkeen van ons beweeg. En die belofte is dat ek saam met jou daardeur sal beweeg. Dat ek saam met jou deur jou onderdrukking sal beweeg. Palm Sondag sê die koning, Jesus het gekom om God se verlossingsplan vir die wêreld deur te voer. Toe op daardie Sondag met daardie eselvul op in Jerusalem inry, was daar 'n verlossingsplan van God gewees. En hy het gekom om daardie verlossingsplan te vervul. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, daardie plan is vervul. Hy het hierdie passieweek het hy deurgesien. Die heilige week wat vir ons voorlê as kinders van die Here tot en met Paasfees, het Jesus deurgesien. En dis die prys wat hy vir ons betaal het. Dis Palm Sondag. Mag jy altyd as jy ooit weer aan Palm Sondag dink of hoor van Palm Sondag, mag jy besef dis die week van Jesus se passie en sy dood. Dis waar Jesus daar besluit het om op daardie donkievul in te ry, om sy God se plan, ons God, sy Vader se plan te volbring, sodat u en ek, die wêreld, gered kan word. Amen. Prys die Here.